So 2027 se plantseisoen staar ons in die oë en al wat ons sien is vraagtekens. Okay, hoe moet jy jou risiko's bestuur vir al die goeders wat kom ensovoorts? Ek praat met Hein. Hy gaan my 'n bietjie meer vertel, hoe sien hulle die goeders en wat is daai stappe wat jy dalk kan neem wat jou nie soveel geld kos nie, net om jou risiko's 'n bietjie te verskans en seker te maak ons kom by 2028 uit. Hein, hoe gaan dit? Hallo Chippy, goed jy? Gee wat doodstil, rustig. Mooi. So jy is soveel jaar nou al in landbou? Ja. 35 plus. Ek sê mos ek hoop 2026 gaan nou af as die slegste jaar in landbou ooit, want dan gaan ons nou van hier af gaan en moet net beter gaan, nê. Nee, ek dink elke jaar so wat dit gebeur. Het jy maar nog net vir interessantheid in jou tyd, het jy dit al ooit gesien dat al die verskillende elemente net so gelyk teen die ouens draai? Nee, ek moet sê hierdie is nogal 'n uitsondering, Chippy. Nee, ons is al deur moeilike tye. Het groot droogtes, maar dan het daarom gewoonlik 'n prys gehad. Kunsmis is dan redelik normaal gewees. So vir jaar is alles het omtrent net gelyktydig saamgekom. So is maar 'n bietjie uitdagende tyd. Maar ja, soos ek ons boere ken, hulle het nog nooit gaan lê nie. So ons moet hom maar net reg tackle. Okay. Hulle sê boerdery is risikobestuur, né? Dis eintlik maar wat dit is. En ek dink nou is dit meer waar as nog ooit in die verlede. Wat sou jy vir die ouens sê in terme van, ek meen hulle praat nou van 'n super El Niño. Niemand van ons weet regtig wat 'n super El Niño beteken nie. Ons sal nou maar leer nog. Dit beteken net daar's 'n kans dat dit kan droog word. Dis nou presies, nê. Ja. So, maar my bankbestuurder het nou nie 'n saak met 'n super El Niño nie. Die ratte moet bly draai, die goed moet bly aangaan, mense moet eet, ek meen al daai tipe van goeders en dis nou maar, ek wil sê ons verantwoordelikheid as boere op die einde van die dag om seker te maak dat ons survive. Wat sê jy sê, wat is die beginpunt rondom hoe begin ons hierdie risiko's bestuur? Hoe tackle ek 2027? Ja, Chippy, ek wil wegtrek deur te begin, ons moet nou nie snaakse goed gaan doen nie. Dit hoor baie ouens wat praat van nie bemes nie, minder bemes en so meer wat sin maak as jy dit reg doen. Maar moenie mal goed gaan doen nie. Dit bly maar altyd die belangrikste ding om te doen. Moenie sommer jou programme totaal gaan verander van as ek 'n sonneblom of 'n soja of 'n mielieboer of wat se boer ook al is, groot spronge, snaakse spronge gaan doen nie. Die heel belangrikste bly op die einde van die dag, jy moet weet wat op jou grond aangaan. En dit behels jou chemie. As die klassifikasie ook nog baie, nog beter. Maar die heel kritiese ding is, ons bestuur vog, dis waarmee ons boer, ons weet dit tog almal. So, en kom ons sê dit raak dan droog, ons spring ten minste met 'n relatiewe nat profiel weg, wat al klaar vir ons daarom enigiets van 1,5 ton tot 3 ton gaan gee, afhangende van jou gronde. Maar dit is baie belangrik om doodseker te maak, daar is nie verdigtings nie. Nou, ek was in 'n klomp profielgate al vir jaar gewees, en ek kry omtrent in almal verdigtings. En dit is maar die klomp reën, groot klomp reën op een slag wat ons gekry het. En as ek reg as ek sê, want die reën, om een of ander rede, reën daai goeders, hy het 'n geneigtheid om hier by 250, dan wil hy nou kom staan en vaslaat. Baie naby aan jou oorgang wat jy gewoonlik kry. Die meeste ouens het nie meer regtig ploeglaan nie. Maar as jy van jou ortiese aan na jou biohorison toe gaan, hy is nogal geneig om fyn sanddeeltjies deur te was tot daar. Dan gaan verdig hy daar. So as hy droog word, het jy regtig net 25-30 cm waarop jy gaan boer. So ons moet baie seker maak ons kan ons vog benut. Maak seker jy het nie 'n verdigting nie. So wat jy wil sê is ons het ondervog, Yes. so maak seker dat jy ten minste daai verdigtingslaag by jou Yes. daarso is amper reël nommer 1, nog voordat jy kyk na kunsmis, nog voordat jy kyk na enigiets. Iets anders, maak seker daar's nie 'n verdigting nie. Ja. Right, daai maak vir my 100% sin. Nou saam met daai gedeelte, nê, neem ek aan. As ek nou mooi genoeg opgelet het in die klas oor die jare, nê, as jou bekalking en daai tipe van goed reg was oor die jare, is jy ook minder geneig om 'n verdigtingslaag te kry. Is ek reg as ek dit sê? Hulle sê mos die kalsiumdeeltjies help daarom so 'n bietjie as 'n natuurlike maar weer terug na die ander ding. Kalsium is jou struktuurelement. Magnesium is jou bindingselement, so daai verhouding wil ou graag reg hê. En ons weet almal wat grondsure doen. So
Maak doodseker jou pH is ten minste reg, want dan weet ons dit wat ons gaan gee, of dit wat in die grond is, gaan beskikbaar wees vir opname. En dis die ander kritiese ding, jy moet jou grondstatus ken. Ek meen, jy gaan weet waar jy kan bespaar as jy jou grondstatus 100% ken. Dis net die regte manier om dit te doen. So spandeer eerder daai, whatever het gaan kos, selfs al doen jy 2 hektar grits tussen 200 en 300 rand per hektar, weet wat jou status is, weet wat ek waar kan gaan bespaar. Moenie sommer net nog getroffen inklim en sê, gaan nie vir jaar kalium bemest, of ek gaan nie dit gee of dat gee nie. So, jy moet dit weet. We gaan nou terugkom nog bietjie na die bemesting goeders toe, nee, want julle het nou, binne in die VS groep het julle nou hierdie Wintex goeders van Agri360 wat julle hulle nou begin implementeer het, om, soos ek het verstaan, meer herhaalbaarheid in die goeders kan kry, want ek het jou gevra, toe julle nou met die goeders het begin, ja, maar hoekom Grondboer kan ons die goeders doen, en toe sê vir my, maar jy wat Heinus is nie gelukkig met die herhaalbaarheid wat jy kry uit dit uit nie, en soos wat jy nou sê, is man, jy hoef eerder nie hektare te doen, elke hektaar nie, of doen elke 2 of 3 hektaar grids, maar weet ten minste, daai goed wat jy meet, weet jy elke keer, ek wil amper sê, jy kry 'n beter prentjie van realiteit, is ek reg? Ja, nee, sonder enige twyfel. Ek meen, ons kom baie jare, ek kom 35 plus jaar met grondbode, en ja, ons het 'n klompie inligting gekry, maar ons wil tog 'n trappie hoër gaan. So, om die menslike faktor uit te haal, veral in die winter op swaar gronde, as jy 120 hektar 'n dag trek, word dit net al hoe moeiliker. So, haal die menslike faktor uit, werk meganies, werk presies op dieselfde diepte, geen kontaminasie nie. Dit maak tog net sin. Jy weet, jy gaan 'n baie goeie resultaat terugkry. Is dit nie amper dieselfde tipe van, nou gaan ek omver gaan al, nee. As jy gaan kyk in Formule 1, nee, hoe hulle elke liewe dingetjie op daai kar monitor, hulle het die beste simulators in die wêreld, en tog die simulator en dit wat op die baan aangaan korreleer nie altyd nie, maar hulle meet elke liewe dingetjie op die einde van die dag om seker te maak, hoorie, maar as ek hier 1% bysit en daar 1% en daar 1%, dan kom ek daar, maar jy moet hom fisies in die regte wêreld meet en nie net op papier nie. Jep. Ek is nie seker waar jy nou gaan draai met die formule hier nie. Maar die feit van die saak is, en jy begin baie keer met om te weet is om te meet. En ja, dit is op die einde van die dag waar ons begin. Wat ek wil by uitkom is dat jy wil 'n weerspieëling hê van realiteit, want daarop kan jy actually 'n aksie doen, maar as jy foutiewe data het, wat vir jou dalk die verkeerde beeld gee, ja, ek bedoel, dan stel jy die flap op, en jy moes hom eintlik afgestel het, en hierso gaan dit oor, luister hierso, maar wie wat, ek kon 'n beter ROI gekry het op iets soos kalium byvoorbeeld, as wat ek 'n klompie stikstof gaan gee het, argumentsondalwe. Nee, stem 100% saam. So van kalium gepraat, ek meen, dis die een element as jy nou gaan uithaal en jy kyk na droogte toestande, wat jy wil seker maak, jy het voldoende kalium in jou gronde. So, moenie te veel gaan sny nie, as jy jou status weet, dan weet jy wat om te doen. Maar ek meen, kalium is daai ou wat jou huidmondjies oop en toe maak reguleer. So as dit droog raak, beskerm met die plant. En baie keer maak jy ouens die fout dat hulle kalium onderskat, in terme van persentasie gewys ook. Maak seker dele per miljoen en persentasie gewys is jy op spek. Hoe maklik loog kalium? Ja, kyk, dit is 'n positiewe lading, so dit is 'n enkel plus. So op kwytsandgronde het ons hom al gekry dat hy 30-40 cm beweeg, saam in die water, maar saam nie dat hy helemaal weghardloop nie. Maar so hy kan loog, maar nie dieselfde mate as 'n nitraat of 'n boor of swaal wat negatiewe ladings het nie. Maar is dit dalk beter om soos in 'n seisoen soos hierdie eerder te kyk en te sê, man, luister hier, ek het net argumentsondalwe 20 of 30k in my budget, nee. Om eerder daai te vat en te sê, kom ek begin met 10 en kom ek vat die res en versprei dit eerder om dit bietjie later deur die seisoen te kan gee, om hom 'n bietjie meer bene te gee going forward, as wat ek net alles aan die begin stoot. Ja, ek dink gaan kyk maar weer na wanneer piek jou behoefte op kalium. As
As jy 'n mielie vat byvoorbeeld week 7 tot 12 na opkoms. So ja, kalium is 'n topbemesting, is ek persoonlik self ook baie lief voor. Groot ding is net as dit nat raak, wat ons nou gewoond was vir die afgelope klompie jare, kom jy ons nie weer in die lande in nie. Maar jy kry tog een of ander stadium wat jy kan oorgaan as dit net binne 6 weke is voordat die goedjies onder jou uitgroei. Is daar vorms van kalium wat ek met 'n drone kan gee? Ja, kaliumkloried of K2SO4. Ja. Kan altyd doen met hom. En dan kan ek hom strooi en dan kan hy uitgaan. Maar as dit nou 'n bietjie droog is en ek kry nou nie weer noodwendig reën nie, is daar soos 'n blaarvoeding. Wat van blaarvoeding kaliums? Ja, maar ek meen jy gaan nooit die hoeveelheid kalium gee wat jy moet gee in terme van onttrekking of die behoefte. Jy kan wel 'n vinnige probleempie bietjie aanspreek, maar nee, jy gaan nie aan die behoeftes kan voldoen nie. Ek dink hardop hier van die praktiese applikasies. Y-drops vloeibaar. Ja, 100%. Baie goed werk. So dit sal baie goed werk as ek daai rigting gaan. Ja. Want jy weet, ek probeer net dink daaraan in terme van, want as die kalf in die put is daai tyd, dan soek almal gelyk Y-drops. Jy weet mos hoe gaan dit, Yep. nê? Of almal soek gelyk tracks en so voorts. So laat jy half jouself keer om te sê, luister hier, so ek gaan eerder my bemesting op daai manier doen en weet, al kry ek nie reën daai tyd nie, kan ek nog steeds my kaliumbemesting op die einde insit. Jy kan, ja. Right. Geen probleem nie. Ek het nou 'n laaste vraag. En dit is nou van die kyk, dit kom nou reg oor die land en die ouens het baie planne vir hierdie seisoen, Ja, hè. nee, ek weet. Nou hoor ek, daar's ouens wat nou al stoot om sojas, sonneblomme, daai tipe van goeders, die ouens wil baie vroeg plant hierdie jaar, nê? Wat is want hulle juist vir die super El Nino wat hulle sê, luister, dan kan hulle die grondvog en daai goeders benut sodat wanneer hulle by Januarie, Februarie maand kom, hulle eintlik al deur is, nê? Nou wat is die risiko's rondom dit? Nee, ek dink nog steeds plandatum bly 'n risiko. Ek meen jy gaan die ouens praat van is dit Oktober, November, Desember. Dis eintlik wanneer hulle die droogte verwag, so dalk 'n nat lente, dan 2-3 maande droogte, nie noodwendig in Januarie of Februarie. So dit maak hy som baie moeilik om vir jou te sê wat se regte plandatum Joepie. Dit is feitelik onmoontlik, maar ons begin met baie lekker vog in die grond. So ja, nee, ek kan nie vir jou 'n antwoord gee in terme van dit wanneer jy moet plant. As ek 'n opinie kan gee rondom dit en dan kan jy my sê of jy saamstem of nie. Ek dink dit kom terug na jou eerste stelling toe. Moenie snaakse goeders doen nie. Ja, presies dit. Ek meen, ek het my grootste misoes in my lewe gehad omdat ons as gevolg van 'n swak mielieprys wou suikerbone plant. Ja. En net omdat jy stel jouself bloot aan ander risiko's wat nie noodwendig en want dan begin jy die dice rol. Ja. Ek meen toe ons hulle net geplant het, toe kry ons 250 mm oor 'n naweek, totale misoes. As jy hom 'n jaar later geplant het, selfe datum, selfe alles, het jy 'n vol oes gehad. Maar op die einde van die dag is die waarskynlikheid dat jou area eintlik maar nog steeds homself gaan herhaal groter as wat dit is wat jy nou probeer om die dice te rol. Absoluut. Nee, ek stem saam. Bestuur hom volgens wat die seisoen loop. So volg reg is om te plant. Jy kan altyd gaan speel om bietjie kultivars aanpas, groeilengtes aanpas. Sulke tipe goeders, maar ek kan nie vir jou nou sê wat gaan die regte plandatum wees nie. Die afgelope 2-3 jaar kon ons sien dat die later aanplantings definitief 'n beter opbrengs gegee het as wat ou normaalweg gewoond is. Maar ook omdat die koue April maand weggebly het. Vat nou, ek meen ons het nou die teruggaan, ja. 2de Julie, ons het nou die 3de Julie. Ons het nou die eerste ordentlike ryp gekry. Ja. So ouens wat ewen Januarie maand geplant het, nog het glad deurgegaan hierdie jaar. Yes. Wat in 'n ander jaar het ons al einde April ryp. Ja. Nee, presies dit. So dit kan nou ook weer baie maklik vang as hou. Ja, dit is moeilik om te sê. Ek kan nie vir jou sê wanneer om te plant. Dit is regtig, ou moet hom maar bestuur, grondtemperature, regte vog wanneer jy ou plant. En daarna bly dit maar geloofskwem. Doen die ander goed as reg en maak seker jy het nie verdigtings nie, maak seker jou bemesting is reg, gee jou plant 'n kans.
Anders, waarmee speel ons dan? Met 4. So maak seker daai basiese goed is reg. Jy ken jou gronde en ja, moenie snaakse goed doen nie. Ek dink dis die belangrikste boodskap wat ek amper wil oordra. Ek stem 100% saam met jou en dan net op 'n laaste punt, ek wil net gou uit VS se oogpunt uit vir die ouens wat uit 'n bestuursoogpunt uit moet sê luister so ja, maar ek wil kyk na Y-drops en dalk eerder 'n vloeibare kalium of so tipe ding insit. By VS se kant, julle sit met elke liewe julle is die enigste maatskappy wat met elke kunsmis wat daar is sit. So julle kan die ouens help en adviseer om te sê luister hierso ek my kaliums dalk bietjie rek of hierso jy dit doen of ek wil actually weet wat ek kort 'n bietjie kalk in die grond maar ek kan nie nou daarby uitkom jy sit 'n bietjie kalsiumnitraat by 'n Y-drop mengsel daai tipe van goeders. Ja, ons kan regtig met enigiets help. Ek dink dalk net oor beskikbaarheid van kunsmis. Die ouens was baie bekommerd ook geweest vroeër verjaar. Ook vir ons gesê bly rustig, dit behoort te verander. Die kanaal is oop, so die kunsmis kom in. So van ons kant af, VS se kant af gaan daar nie 'n probleem wees in terme van beskikbaarheid nie. Right, ek dink die boodskap is duidelik. Moenie snaakse goeders doen nie, né? Hou by wat jy ken, jy weet wat jou area en bestuur die seisoen soos wat hy kom. Hoe sê hulle? Play it as it lies, né? Dis die van Farm Spice af. Linkie bo of hier onder. Tot volgende keer. Groete.